Goeienaand en baie welkom by ons woensdag aand-oordenking, die 26ste Februarie. En soos altyd hoop ons dat dit met almal goed en voor die wind gaan. Nou, ons is besig met die bergpredikasie en vandag gaan ons dan bietjie verder gaan, maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid. Here, U leer ons deur die woord. U woord is die waarheid, U woord is die lig op ons pad. En daarom is ons gebed, o Vader, dat ook as ons besig is met hierdie wonderlike predikasie wat U Seun vir ons gebring het, dat U dit deur die Heilige Gees laat opteken het, dat ons dit vandag kan lees, kan leer, kan toepas. Here, maar ons erkentenis voor U is, dat ons is nederig en klein, en daarom het ons U lig en U werking nodig, en daarom bid ons, o Here, vir die Heilige Gees, en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ja, lees gerus saam met my. Ek gaan dan vir ons die eerste paar verse lees. Matteus 5 begin om te sê, toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het hy sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê. En dan is die res van wat Jesus sê is dan die begin van die bergpredikasie wat eintlik dan aangaan tot en met hoofstuk 7. Maar hierdie is dan die saligsprekeninge of die geseënd, die makarios, die Griekse woord. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En dan spesifiek hierdie woorde, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Nou, hierdie woorde van ons Here Jesus in Matteus 5 resoneer natuurlik deur die eeue heen. En Matteus 5 vers 5, die sagmoedigheid, is natuurlik nie 'n uitsondering nie. Dit nooi ons eintlik uit om regtig ook bietjie na onsself te kyk en te sê, maar hoe is sagmoedigheid deel van my lewe, ook en veral in die moderne wêreld waarin ons leef? Nou is interessant, die oorspronklike Griekse woord wat met sagmoedigheid vertaal word, die Engelse Bybels praat van meek, die woord is praus. Nou, hierdie is eintlik 'n baie mooi woord, want dit dra 'n betekenis wat bietjie verder gaan as net iets van 'n sagtheid of 'n nederigheid nie. Praals verwys na 'n krag wat onder beheer is, soos 'n willeperd wat mak gemaak is. Die perd is nie nou skielik swak nie, hy behou sy krag, hy behou sy energie, maar dit is nou doelgerig, dit is nou onder beheer. En hierdie beeldjie of hierdie prentjie skets iets van ons van iemand wat sy passie en sy krag aan die Here oorgee. Dis onder beheer en natuurlik dit is onder beheer van die Here. Dit gaan saam met ons moet natuurlik nooit hierdie verse buite sy konteks lees nie, maar dit gaan saam met die treur, dit gaan saam met die afhanklikheid van die Here. Nou natuurlik werk die wêreld anders. In die wêreld wat dikwels iets van 'n aggressie en 'n selfbevordering voorstaan, lyk sagmoedigheid eintlik soos 'n swakheid. Maar onthou, die Here se koninkryk is 'n onderste bo koninkryk. So in sy koninkryk is dit juis hierdie eienskap van sagmoedigheid wat verheug en beloon word, wat geprys word. So Jesus se woorde daag ons dan eintlik uit om ons eie denke bietjie te hersien. Nee, dat ware krag lê nie in oorheersing nie, maar in selfbeheersing, om in sagmoedigheid te leef en oorgawe aan die Here. So en dit is 'n belangrike ding, nee. Sagmoedigheid is nie 'n passiwiteit nie, is ook nie 'n swakheid nie. Dis nie om 'n deurmaatjie vir ander mense te wees nie. Dis eerder 'n aktiewe keuse om nederig te wees, om nie terug te slaan wanneer jy uitgedaag word nie, om met genade en liefde te reageer. Dis 'n vermoë om ons wil ondergeskik te staan aan die wil van God. Want ons wil is 'n wil van, gaan jou terugkry, jy het my seer gemaak, ek gaan jou seer maak. En dan kan mens byvoorbeeld dink aan Bybelse voorbeelde, nee, Moses. In Numeri 12 word Moses beskryf as 'n man wat baie sagmoedig was. Nou, Moses was alles behalwe swak. Nee, hy was die een wat die volk uitgelei het uit Egipte. Wat was 'n moeilike volk. Hy is die een wat baie keer vir hulle moes intree by die Here. Hy is die een wat teen die farao moes gaan opstaan. So hy het groot moed in die dag gelê. Maar sy sagmoedigheid het beteken, dit was sy bereidwilligheid om eerder op die Here te vertrou as op sy eie krag. En natuurlik, wanneer ons kyk na Jesus Christus se lewe,
dan nooi Jesus ons ook uit in Matteus 11, as hy sê, neem my juk op julle, leer vir my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind. Net so, hy, die seun van God, wat daar was, deur wie alles geskep is, en vir wie alles geskep is, het gekies, sê Filippense 2, om die diensknegt van 'n slaaf aan te neem, om sy lewe af te lê vir ander. En sy krag, sy skepingskrag, was nog heeltyd en altyd onder beheer. Nee, was nog heeltyd daar, gerig op die vervulling van die Vader se wil. En wanneer ons na die kruis kyk, dan sien ons daai absolute daad van sagmoedigheid. Nee, want Jesus het die mag gehad om legioene engele aan te roep, maar hy het gekies om die pyn en die vernedering te verduur ter wille van die verlossing. Dit is krag onder beheer, dit is praals in aksie. Nou goed so, hoe pas ons dit dan toe in ons eie lewe? Miskien 'n paar gedagtes en as heel waarskynlik 'n hele klompie ander ook. Maar dink aan selfbeheersing, sagmoedigheid in konfliksituasies. Baie keer is 'n konfliksituasie onvermydelik. En dan moet ons kies om met kalmte en respek te reageer. Nee, Jakobus praat ook daaroor. Jakobus praat oor die mag van die tong, maar dan leer hy in hoofstuk 1, dan sê hy, wees gou om te hoor, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Iemand het gesê, daar's 'n rede hoekom ons 2 ore en 1 mond het. Net so 'n bietjie luister, neem 'n trappie terug. Saam met dit is dit 'n oorgawe aan God se wil. Om te erken dat die Here se plan vir ons lewens beter is as ons eie planne. En Spreuke 3, moedig ons aan, sê vertrou eerder op die Here met jou hele hart. Sagmoedigheid beteken ook om ander se behoeftes bo ons eie te plaas. Nee, Filippense 2, moenie iets uit selfsug of selfeer doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. En dan vir my wraak. En dit leer die Here ons ook baie mooi, Romeine 12, moenie self wraak neem nie, laat dit oor aan die Here. So om ook toe te laat en te verstaan en die Here te vertrou ook met my wraak. Nou die tweede gedeelte van die vers gee vir ons die belofte, want hulle sal die aarde beerwe. En dit is eintlik 'n baie sterk belofte. En dat die Here sê, daar is toekomstige seën vir hulle wat sagmoedig is, maar in die konteks van die koninkryk van God sal ons die nuwe aarde beerwe waarvan Openbaring praat, maar daar's ook, ons weet ons is nou al deel van die Here se koninkryk. Dat sagmoedige mense dikwels diep innerlike vrede en genot ervaar, omdat hulle nie gebonde is aan 'n bitterheid of hierdie drang het om heeltyd ander te wil oorheers nie. So ons word genooi, ons word eintlik opgeroep deur die Here om teen die stroom van die samelewing te gaan. Terwyl die wêreld eintlik roep om mag en invloed en selfbevordering, roep die Here ons op tot 'n lewe van sagmoedigheid. Nou weet ons, dit is uit die aard van die saak nie iets wat ons self kan doen nie. Onthou, sagmoedigheid kom na hulle wat in afhanklikheid van die Here lewe, hulle wat weet dat hulle geestelik armoedig is. So en daarom is sagmoedigheid is nie 'n daad, 'n geïsoleerde ding op homself nie. Dis deel van ons pad van geloof wat ons stap. Net die Micha 6 vers 8 kan ons mooi rigting gee. Die Here sê, ek het vir jou bekend gemaak wat goed is. En die Here vra van jou niks anders nie as om reg te doen, om in liefde te lewe en in afhanklikheid van die Here te stap. Nou, die krisis is dat sagmoedigheid is nie deel van ons menslike natuur nie. Dis wel deel van die vrug van die Gees. En die vrug van die Gees staan in kontras met die vrug van die vlees. En daarom is nie asof ons iets uit onsself uit dit kan bewerk nie. Ons kry dit wanneer ons in die Gees, in die Here lewe. Om ons harte oop te stel, ook gehoorsaam aan die Gees te wees, sodat ons kan meer en meer vorm na die beeld van Christus. En dan is daar 'n belangrike ding net, terwyl ons dan hierdie pad van geloof, en pad van afhanklikheid van die Here, en die pad van geestelike armoede, en die pad van sagmoedigheid stap, moet ons besef, dat is 'n proses. Ons gaan foute maak. Ons gaan val, ons gaan dit nie altyd reg kry nie. As ons weer sien, dan het ons maar vinnig gereageer in woede.
En daarom wat ons so vasgryp aan die Here se genade. En wat ons ook mekaar nodig het, om mekaar aan te moedig, mekaar op te beer, mekaar te bemoedig, om te strewe om in harmonie met God en ons medemens te lewe. Miskien het jy al 'n situasie ervaar, waar sagmoedigheid die hele situasie ontlont het. Miskien is dit tyd om ook daai verhaal dan met iemand te deel, sodat dit hulle kan inspireer om ook regtig so te lewe. Mag ek en jy ook in ons wandel met die Here strewe na sagmoedigheid, want sê die Here, hulle sal die nuwe aarde ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom na U toe met nederige harte. Ons bely en erken teenoor U dat ons nie altyd sagmoedig is nie. Inteendeel, ons menslike vlees skop daarteen. Maar mag U deur die Gees in ons werk, dat ons in ons hele lewe in hierdie proses van meer soos Jesus word, gehoorsaam aan die Gees, ook daarvolgens mag lewe. Ja Here, want U ken ons harte. U ken ons deur en deur. Mag U ons leer, mag U ons lei op hierdie pad van heiligmaking, ook in ons sagmoedigheid. Amen. Geliefdes, baie dankie vir julle tyd. Ek hoop julle het 'n mooi aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.